Goeiedag liefdes, het is goed om weer saam met u te wees. Ons is by die boek Titus en ons vorder, ons is nou by die tweede hoofstuk van Titus. En ek gaan vir u daar die eerste paar verse saam lees, dan praat ons bietjie daaroor. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Net daar die twee versies in hierdie oggend. Paulus skrywe aan Titus, gaan spreek jy wat by die gesonde leer pas. Met ander woorde, hy wil amper vir hom sê, sorg dat jy altyd die waarheid praat, en dat dit wat jy sê gegrond sal wees uit so sê die Here. Geliefdes, elke leraar en elke voorganger moet elke uitspraak wat hy het, moet hy oordink in die lig van die woord van die Here om te sê, so sê die Here. Want dit is al wat waaragtig is. Dit is al wat waarheid is. En moet 'n mens waak dat jy nie dinge by die woord van God byvoeg wat God nooit gesê het nie. En dit gebeur so alledaags, dat mense hulle eie beginsels en hulle eie denke in die woord van God insit, en die beginsel is reg, maar die woord van God sê dit nie. Kom ek gee vir 'n eenvoudige ding. Ek sê nou die dag in 'n spesifieke geselskap, sê ek, God is 'n waarmaker van sy woord. En iemand vra vir my, waar staan dit? En ek kon dit nie in die Bybel vind. God is 'n waarmaker van sy woord nie. Maar daar's ander beginsels. Sal God iets spreek en dit nie waarmaak nie? Sal God iets sê en dit nie uitvoer nie? God is geen leuenaar dat hy iets sou sê en dit nie doen nie. Daar is baie ander gedeeltes. Maar daardie uitspraak van God is 'n waarmaker van sy woord is nie in die Bybel net so nie. En daarom as ons kom praat, moet ons praat wat by die gesonde leerpad. Nie menslike wysheid nie, nie menslike insigte nie, maar moet ons sorg dat ons met wysheid praat uit God se woord en seker maak dat alles wat ons verkondig is dit wat God se woord vir ons dan leer. En ons moet waak daaroor om nie menslike tradisie en menslike goedjies in die woord van die Here in op te lees en dit standaard te maak wat God se woord aanbetref, asof dit is wat God sê nie. Jy weet, daar is baie gewoontes wat ons het, en baie dinge wat ons doen, wat ons nog al die jare geglo het, dit is wat dit moet wees in die kerk, en hoe die kerk moet lyk, maar baie van daai dinge was menslike verordeninge en menslike leringe, en die oorlewering van menslike tradisies, waarvan die Bybel heel dikwels praat. Ons moet waak oor die gesonde leer, ons moet waak daaroor dat die kerk van die Here gesond bly. En daarom kom praat hy met die ouer manne. Dit is baie belangrik dat hy met die ouer manne praat en hy sê, ouer manne, julle moet nugter wees. Wanneer hy natuurlik die woord gebruik nugter, dan het dit niks met drank te doen nie. Dit is, julle moet nugter wees in julle denke, julle moet dink voordat julle praat, sodat julle die jonger mense in die kerk, en die kerk op die regte weë van die Here kan lei. Dit is een van die take van die ouer manne, om die kerk te lei, en daarom die woord ouderlinge ook, dit met mense wees wat 'n pad met die Here geloop het, en wat die pad van die Here al vir 'n geruime tyd die kerk van die Here dien. Daarom noem ons hulle ouderlinge. Ja, daar is sekere kwalifikasies wat ons reeds na gekyk het, maar hy sê, ou manne, julle moet julle self nugter hou. En weer eens sê ek, nie 'n klomp tradisie in die kerk van die Here inlyf nie, maar tog daaroor waak, geliefdes, dat ons ook nie die kerk van die Here gevalle maak nie. Maar dat ons altyd daaroor sal waak, dat die kerk van die Here suiwer sal bly, en dat alles wat ons in die kerk doen, ons dit kan toepas aan die woord van God. Ja, ek sê vir u hierdie dinge,
En tog is daar dinge wat ons vandag in die kerk ingebring het, wat nie eksplisiet in die woord van die Here staan nie. En ons doen dit om die mens die beste te bedien, en die kerk van die Here die beste te kan leer en toerus. Daar bestaan byvoorbeeld nie iets in die Bybel soos 'n vrouevereniging nie. Daar bestaan nie iets soos 'n jeugvereniging nie. Daar bestaan nie soos 'n sonndagskool nie. Hierdie dinge het alles binne die huisgesin gebeur en binne die kerk. Die pa in die huis is verantwoordelik om sy kinders te skool en sy vrou in die regte weë van die Here te lei. Maar ons doen hierdie dinge, dis nie teen die woord van God nie, dis nie 'n oortreding van die woord van die Here nie, dit is net om beter mense toe te rus en hulle in die woord van die Here te skool. Daarom moet ons wysheid aan die dag lê, maar ons moet ook kyk daarna dat ons nie die werk van die Here oppervlakkig maak, en allerlei dinge in die kerk van die Here toelaat, wat eintlik die heiligheid en die soewereiniteit en die grootheid van God se werk verkleineer en dit oppervlakkig maak nie. Die kerk van die Here mag nooit oppervlakkig wees nie. En die ou manne moet daarna kyk as hy sê, julle moet nugter wees, julle moet die kerk leiding gee, en julle moet vir die kerk rigting gee hoe om te werk met die werk van die Here. Dat ons nie oppervlakkig sal wees in dit wat ons doen nie. Hy sê ook vir die ou manne, as julle dan nou vir die kerk moet leiding gee, en julle moet wysheid aan die dag lê, dan moet julle waardig wees. Wanneer jy die woord waardig gebruik, dan wil dit vir my wees, iets waarna die jonger geslag en die mense in die kerk kan opkyk, en met eerbied na julle kan kyk om te sê, hierdie manne is werklik vir ons voorbeelde. Hierdie manne praat met wysheid. Hulle praat nie so net vinnig nie. Jakobus sê dit ook so baie mooi vir ons, vinnig om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Paulus sê dat al julle woorde met sout besprinkel sal wees, sodat julle sal weet hoe om iedereen te antwoord. Daarom die ouer manne moet deurdenkte manne wees, wat dink wat hulle sê, en voordat hulle praat, dat hulle eers sal oorweeg, wat sê die Bybel? Het die Bybel vir ons 'n antwoord, en die mense in die kerk moet opkyk om te sê, ons kan hierdie ouer manne in die kerk volg, want hulle is ons leiers, hulle is mense wat ons in die weë van God lei, en wat ons onderrig in die weë van die Here. En eintlik behoort die ouer manne, dan as hulle pad met die Here geloop het, behoort hulle juis die mense te wees wat leiding in die woord van die Here gee. Ek dink byvoorbeeld aan Hebreërs 5 wat u goed ken, vanweë die tyd wat jy nou al gered is, vanweë die tyd dat jy die Here Jesus Christus ken, behoort julle almal leraars te wees wat ander mense onderrig en leer in die woord van die Here. Maar sê hy, julle het babietjies geword, julle het nog nodig om met melkies gevoed te word, en dan gee die rede, omdat julle traag geword het, om die woord van God te leer en julle self te onderwerp aan die woord van God. Jy sien, die geliefde, as ons praat van ouer manne, dan sê ons, mense waarna kan opkyk, wat vir ons wyse leiding kan gee, en vir ons in die weë van die Here kan lei. Hy gebruik 'n ander woord. Die ouer manne moet ingetoe wees. Met ander woorde, wanneer hy sê ingetoe, dan sê hy nie voorop die waar nie, nie meerderwaardig nie, nie mense wat neerkyk op ander mense nie, maar juis mense wat 'n rustige lewe het, wat rustig vir die kerk van die Here leiding kan gee, en mense kan onderrig in wat sê God se woord. Ingetoe, kalm mense, wat kalm met jou kan praat, wat wysheid aan die dag kan lê. En manne wat ek reeds gesê het, wat nie op ander mense neerkyk nie, wat nie ander mense verkleineer nie, maar wat kinderlik by iemand kan gaan sit en hom onderrig. Ja, wat 'n ou klein kindjie kan vat, en sê, kom sit hier by my. En op 'n baie eenvoudige wyse hierdie klein kindjie kan rig in, so sê die Here, so sê die woord van die Here. Ek geliefdes, dit is nie iets wat jy op universiteit leer nie. Dis iets wat jy leer in jou stilte tyd met God. Dis iets wat jy leer in jou studie met God se woord.
Daarom jy kan al die universiteitsgrade agter jou hê. En jy kan ongeskoold wees in die woord van die Here. Om geskoold te wees in die woord van die Here is 'n verhouding tussen jy en God. Dis nie teologiese kennis nie. Dis nie teologiese argumentasie nie. Dis nie al hierdie ander vakke wat jy studeer van antropologie en al hierdie ander vakke nie. Dis iets wat jy leer in jou binnekamer by die Here. Dis iets van jou persoonlike verhouding wat jy oordra na mense toe. Ingetoe en iemand wat kalm is wat ander mense lei. Hy gebruik nog 'n volgende. Wat gesond is in die geloof. Wat weet wat hulle glo. En dis 'n baie belangrike ding. Weet ek wat ek glo? Weet ek wat God se woord vir my sê? Ken ek die skrifte om vir mense te kan sê, dit is wat die skrifte vir ons sê. Ons gaan altyd verskille hê, veral oor die eskatologie en verskillende ander dinge, verskil teoloë met mekaar, verskil predikante met mekaar, oor die interpretasie van sekere skrifgedeeltes. Ons sien nie almal dieselfde nie, ons dink nie almal dieselfde nie. Elkeen van ons lees die woord van God vanuit ons eie agtergrond, soos wat oorlede Adrian Kunie gesê het, elke teoloog lees die Bybel deur sy eie bril, want my agtergrond speel 'n rol in my vertolking van die Bybel. Sekere dinge in die Bybel spring vir my net na vore uit, omdat dit my oortuiging is. Hy het dit baie eenvoudig gestel toe sê, as jy byvoorbeeld 'n Pinksterman se Bybel vat, dan sal jy sien al die tale en die wondertekens is opgeteken. As jy 'n NG se Bybel vat, dan sal jy sien al die verbondstekste is opgeteken. As jy die Baptiste se Bybel vat, sal jy moontlik uitvind dat al die dooptekste onderstreep is. Al wat hy wil sê is, elkeen van ons sien iets in die skrif. Maar ons moet almal baie nugter gaan staan voor die skrif, en ek moet bereid wees om te erken dat ek verkeerd is, en ek moet altyd 'n leersame gees hê, om te sê, ek kan altyd iemand anders te leer, ek word nooit te oud om te leer nie. En ek kan nooit hierdie houding aanneem, asof ek alles weet, en ek almal se probleme kan oplos nie. Geliefdes, daar's probleme wat ek nie kan oplos nie. Wat ek vir mense eerlik moet sê, gee my net 'n bietjie kans, dat ek kyk wat sê die woord van die Here, dat ek net 'n bietjie daaroor nadink, en dan kom gee ek vir jou antwoord. Ek wil nie vir jou 'n vinnige antwoord gee nie, ek wil nie vir jou 'n oppervlakkige antwoord gee nie. Ek wil graag vir jou 'n antwoord gee wat deurgrond is met God se woord. Daarom sê hy, gesond in die geloof, weet wat jy glo, sodat die jonges ook by jou kan leer. En die jonges in jou lewe kan gewaar word om te sê, as oom Piet met ons praat, dan praat hy met ons vanuit God se woord. Hy lei ons na God se woord toe en hy wys vir ons wat sê die woord van die Here. Gesond in die geloof. Hy gebruik nog ene, en dit is in liefde. Wanneer ek met mense praat, soos ek reeds gesê, dan moet dit altyd liefdevol wees. Dit moet nooit hoogmoedig wees nie, dit moet nooit beterweterig wees nie, dit moet wees dat ek daardie eenvoudige ou kindjie van die Here kan leer, en dat ons eenvoudig saam kan gesels, en dat ek hom met die liefde van die Here kan bedien, veral as ek moet dissiplineer. Veral as ek hom op die regte weë moet bring, en hom moet aanspreek oor die wyse wat hy leef. Dan in soveel liefde met hom praat, dat hy sê, ek het miskien 'n harde pak slaag gekry, ek het miskien 'n sterk skrobering gekry, maar dit was in soveel liefde, en in soveel mooi gesindheid gewees, dat ek kan nie anderster as om te buig, en onderhoorig daaraan te wees nie. Hy het so mooi met my gepraat, alhoewel dit 'n vreeslike ding is wat ek gedoen het, het hy my nie verneder nie, hy het my nie verkleineer nie, hy het my gelei in die weë van die Here. Daarom moet liefde altyd die eerste aspek wees in 'n kind van die Here se lewe, en veral in 'n ouderling se lewe, en in die leier se lewe. 'n Man wat sy gemeente liefhet, is 'n man wat deur die gemeente liefgehê sal word. Dit sal 'n gemeente wees wat deur liefde geken word.
Die predikant saai hierdie liefde. Is hy 'n ontvanklike man? Kan ek met hom gaan praat? Kan ek my saak met hom gaan stel? Want die laaste keer toe ek nog gepraat het, was hy kort af afgesny en ek het nie toegang gehad tot hom nie. Nie, ons moet altyd mense wees waar jy mense toegang het met wie hulle kan kom praat en waarna ek intens sal luister. En die laaste een wat hy gebruik is lydsaamheid. Lydsaamheid met mense wat miskien nog kindertjies in die geloof is, wat nog nie die insig in die woord van God het wat jy het nie, en jy pas lydsaamheid toe, en jy pas baie groot lydsaamheid toe as jy hulle deur die Bybel vat en stelselmatig vir hulle leer wat sê die skrif. Daarom is dit bitter belangrik dat hierdie eienskappe in 'n leier se lewe teenwoordig sal wees. En dis die ouer manne ook. Nie net in die leier nie, die ouer manne. Die ouer manne moet hierdie karaktertrekke toon, want hulle het al 'n geestelike pad met die Here gewandel. Hulle moet voorbeelde vir ons wees in die kerk om na te volg. En ek sê weer, vriende, dis 'n bitter moeilike ding om te sê, maar is tog iets wat ons moet uitdaag in ons verhouding met die Here. Dat ons vir die jonger manne sal kan sê, en vir die jonger dames sal kan sê, volg my, soos ek Christus volg. Lewe volgens die wyse wat ek lewe. Dan behoort jy in 'n verhouding met die Here te staan. Ons moet baie geduldig wees, baie lydsaamheid aan die dag lê, om ons jonger geslag op te voed in die vrees van die Here. Ons moet vir hulle voorbeelde wees, ons moet met die jeug meng, ons moet met die jeug gesels, ons moet nooit so oud word dat ons nie meer met die jeug kan meng nie. Ons as ouer manne moet uitreik na die jong mense toe, want hulle is miskien bietjie meer skugter om uit te reik na ons toe, juis omdat hulle miskien meer respek vir ons het, maar ons moet uitreik na hulle toe, dat hulle sien dat ons belangstel in hulle. Daar is niks wat die jong mense soveel moed en soveel blydskap in 'n kerk gee, as dat hulle sien dat die ouer geslag in hulle belangstel nie. Veral as hulle metodes verskil met die metodes waarmee ons groot geword het. As die dinge wat hulle doen verskil met dit wat ons mee groot geword het. Maar ons moet ook, as daar dinge in die kerk van die Here inkom wat nie reg is nie, in soveel liefde hierdie jong mense vermaan, hulle by mekaar kry en hulle onderrig om te sê, kom ons praat met julle oor wat in die kerk gebeur. Ons glo nie dit is wat God wil hê sy kerk moet wees nie, want luister na die Bybelse beginsels. Luister na die grootheid van God, die heiligheid van God, die soewereiniteit van God, en leer die jong mense om altyd met die hoogste eerbied en respek teenoor God op te tree. Hy is heilig. Hy is almagtig. En hoe ons voor sy aangesig optree, is bitter belangrik. Ons moet nooit familiêr met God omgaan nie. Ons moet nooit familiêr met God se woord omgaan nie. En dis die taak van die ouer mense in die gemeente, die ou manne, wat dan veral genoem word ou manne, omdat die manne die hoof van die huis was, die manne leiding gegee het in die geestelike dinge in die huis, is die onus op ons geplaas om te sê, leer jou familietjie, leer jou huisgesin, maar leer ook die skool van God, die kerk van God, die waardes van God en wat God se woord sê. Ons gaan volgende keer 'n bietjie praat oor die ouer vroue. Mag die Here vir ons as ouer mans leer hoe ons die kerk van die Here moet lei en hoe ons die kerk van die Here moet vooruitgaan en vir hulle leiding wys, toon hoe 'n mens die Here dien en hoe 'n mens God behoort te dien. Die Here seën vir die ryklik totdat ons weer saam met mekaar gesels. Goeiedag vir u.